Goeiemôre almal. Vanmôre is dit vir my so lekker as ek met 'n vol hart weer kyk na die grootheid van ons God en besef dat daar niemand is wat met ons God vergelyk kan word nie. En hoe wonderlik sy woord is. Baie keer dan ons opmerkings van mense wat sê die Ou Testament is vir hulle verwarrend of die Ou Testament is vir hulle wreed, maar as ek kyk na die patrone en die goue lyn vanuit die Ou Testament na die Nuwe Testament en Jesus se volmaakte offer wat hy vir ons geword het, dan is ek baie opgewonde daaroor. Ek wil vanoggend deel met 'n gedeelte wat my opnuut weer so bemoedig het oor die grootheid van ons God, die almag van ons God, die onbeskryflike weë van ons God, en hoe hy net kom in 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie. Maar wanneer ons kyk na die geskiedenis van Jona, die profeet, wil ek vanoggend 'n paar goed vir ons uitwys hier wat ons nie gewoonlik na kyk nie. En wanneer ons kyk na Jona, dan besef ons kyk na sy in ons oë ongehoorsaamheid en hoe hy op 'n plek was in hierdie storm waar hy nie geweet het letterlik wie hy is en waar hy is nie, en hy wil net wegkom en hy is op 'n plek van verwarring oor wat hy glo die Here vir hom sê om te doen en met die kennis wat hy het en hy het net nie antwoorde nie. Hy is met sy rug teen die muur en daarom besluit hy gaan liewerste vlug. Nou, my en jou se omstandighede wat na ons toe gegooi word, baie keer, dan is ons op 'n plek waar ons nie 'n uitkoms sien nie, ons weet nie watter kant toe om te gaan nie, ons weet nie hoe dit gaan lyk nie, ons wil die Here gehoorsaam, maar dit is so 'n prys om te betaal dat ons liewerste onttrek daarvan, en dit is wat Jona gedoen het. Nou, as ons kyk na die verhaal van Jona, dan kyk ons na Ninive, wat die hoofstad van Assirië is, wat Israel gehaat het, vervolg het, oorlog meegemaak het. Ninive het een van die mees wrede konings van daardie tyd gehad, wat mense se koppe afgekap het, hulle lewendig afgeslag het, hulle kinders vir Molech die afgod gevoer het, en dan het hy die koppe in die mure van die stad vasgemessel as trofee van die mense wat hulle so vermoor het. En die geskiedenis hier is dat voor Jona het God verskeie profete gestuur, want ten spyte van Ninive se afgoderry en hulle vieslike weë, het God hulle so lief gehad. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy profete gestuur het om hulle te bekeer van hulle verkeerde weë. Maar elke keer as die profete daar aangekom het, die koning hulle tonge uitgesny, hulle lewendig afgeslag en hulle koppe afgesny en in die muur gemessel. So hierdie wreedheid van hierdie koning was bekend gewees. En Jona het geweet, hy het eintlik 'n doodsvonnis gekry toe God hom gestuur het na Ninive toe. En hy het bang geword, sê die woord, en hy wou nie gaan nie. En hy het net eenvoudig besef, hy is te swak vir hierdie opdrag, en hy het gevlug. En wat vir my so wonderlik hier is dat God gebruik ons kragtig, soos en wanneer hy wil, ten spyte van ons foute, ons mislukkings, ons vrese, ons tekortkominge. Wanneer God ons wil gebruik, dan bekragtig hy ons, dit alles met God te doen, dit het niks met ons te doen nie. So, Jona het gevlug, en die woord sê hy wou Tarsis toe gaan. Nou, Tarsis is 500 myl weg van waar hy was, maar God het geweet hy gaan vlug. En dan ken ons die woord, ek wil hê julle moet die skrifgedeelte gaan lees, van Jona 1 en 2, dat julle die woord voor julle het, maar ek wil net daaroor praat, omdat ons tyd nie so baie is, dat ons daaroor kan praat nie. Miskien sal ek Sondag dalk gedurende die diens dit weer gebruik. Maar hier staan dat Jona was in die skip gewees, en vers 16 staan daar, but the Lord sent a great wind upon the sea, and there was a violent tempest on the sea, so that the ship was about to be broken. Nou, ons weet dat hierdie matrose het almal hulle gode aangeroep, en toe
maar niks het gebeur nie, en toe kry hulle vir Jona waar hy wegkruip en onder in die skip slaap, en hy sê, wat gaan met jou aan? En hulle vra vir Jona, wie is jy? En Jona doen daar 'n belangrike ding, hy sê daar, I am a Hebrew, and I reverently fear and worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. En hy doen hierdie verklaring van die God wat hy dien, ten spyte, te midde van die storm, bring hy daar eer aan God. En ons weet dat Jona gekom het en hy is 'n tipe van Jesus, daarom het hy vir hulle gesê, ek sal my lewe gee, gooi my oorboord vir julle lewe, wat Jesus vir ons gedoen het in die kruis. En dan weet ons dat die Here sê, hy het, vers 17, now the Lord had prepared and appointed a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Nou, Jona 2 staan daar dat in hierdie maag van die vis het Jona uitgeroep na God toe en om genade geroep en hy het repent. Baie keer dan gebruik die Here storms as ek en jy op 'n verkeerde pad is. Hy gebruik storms om ons aandag te kry. En dan moet ons weet dat God bly in beheer, selfs van die storms. En as ons in 'n storm is, dan is daar altyd verwarring. Ons eie planne stop, ons weet nie wat om te doen nie. En dan is ons geneig om na God toe te draai. Dan het God al ons aandag. En baie keer gebruik God hierdie probleme, die omstandighede en die storms, om ons aandag te kry en om vir ons te wys wat sy wil is, dat ons ons eie vlees en ons eie lewe, ons eie planne kan neerlê en dat God se plan dan in vervulling kan kom. En wat baie interessant is, ons moet nou weet, die woord sê, God het die vis vir Jona in die hawe, Joppa, laat uitspoeg. Nou hierdie hawe is 'n baie besige plek en 'n baie kort entjie van die hoofstad Ninive af. Hier kom hierdie vis te midde van al die mense en spoeg hierdie profeet uit. Nou ek kan nie eens dink hoe het Jona gelyk na 3 dae in die vis se maag met al daai sappe en al daai goed ja, dis net 'n wonderwerk dat God hom laat oorleef het in hierdie vis se maag en laat Jona in die vis se maag kon bid en repent en intersessie doen. Dis so 'n plek van God se genade. Maar 'n interessante ding hier is, hoekom het hulle Jona nie doodgemaak nie? Soos die ander profete nie. Een van die belangrikste afgode wat in Ninive aanbid is, in Assirië aanbid is Dagon, die visgod. Nou ons onthou mos, ek dink is in 2 Samuel, waar hulle die verbondsark in Dagon se tempel ingedra het, en Dagon op sy gesig geval het. En die tweede keer het sy kop en sy hande afgeval. Dit wil sê, onthou Jesus is die hoof van sy liggaam, so wie Dagon was, is afgebreek daar. En hy het op sy gesig geval. En hier kom hierdie mense en bring vir Jona na die koning toe en sê vir die koning, wag 'n bietjie, dit is Dagon ons God, wat hom kom uitspoeg het in die hawe. So God gebruik, ons God gebruik hierdie afgod se beeld om vir Jona se lewe te spaar, dat hulle hom nie ook doodmaak nie, en hulle vat hom na die koning toe. En die woord sê dat die koning toe Jona kom en sê, die gode wat julle dien is nie die ware God nie, die enigste lewende God is die God, die skepper van hemel en die aarde. En die woord sê, die koning was so benoud gewees, dat hy die hele nasie opgeroep het, selfs die diere, in 'n vas en sê, bekeer julle na God toe. Jona 3 vers 7 tot 8 staan daar, and he the king made proclamation and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles. Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything, let them not feed or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and let them cry mightily to God. Yes, let everyone turn from his evil way, and from the violence that is in his hands. Is dit nie absoluut fenomenaal nie? Hier kom die Here,
en hy wil sy plan oopvou vir 'n stad met 'n klomp mense wat verlore gaan, en hy kom en hy gebruik die afgod van daai stad, om sy plan te laat land in daai nasie, en hy sal vir Jona in daai plek waar hy letterlik deur 'n storm is, waar hy sekerlik sleg gelyk het, na hy uit daai vis se mond se maag uitgekom het, en hy gebruik Jona wat sleg lyk, wat verseker nie lyk na iemand wat iets kan doen nie, en God kom met sy kragtige salwing deur Jona, en hy kom verander 'n wicked koning se hart, en die vrees van die Here. Onthou daar, Jona het gesê daar, I fear the most high God. Daai vrees van die Here wat op Jona is, het letterlik daai koning die vrees van die Here op hom gesit, en hy het gekom en hy het hom neergeval, en hy het gesê, almal gaan nou in 'n vas, en almal bekeer hulle, selfs die diere in hierdie koninkryk, want daar is net een God, en dit is hierdie God, en God red 'n hele stad. So my en jou se swakhede, ons verwarring, ons plekke waar ons nie verstaan hoekom doen God dit nie, al daai plekke bring ons op 'n plek wat God kan gebruik wanneer ons opkyk na hom toe en erken en sê, ek dien die enigste lewende God wat daar is. En dit gee vir hom die geleentheid om daai omstandighede te gebruik om ons te lei na die plek toe waar hy kragtig nie net in ons lewe kan werk nie, maar ook in ander mense se lewe kan werk. Hoe kragtig, almagtig, heilig, onverstaanbaar is hierdie God van ons nie. En ons het die voorreg om hom Vader te noem deur die bloed van Jesus wat soos Jona sy lewe vir ons gegee het, dat ek en jy kan lewe tot in alle ewigheid. Vader, ons is verstom as ons kyk na u weë, die manier wat u werk, die manier wat u ons beskerm teen onsself, teen die werk van die vyand, die manier wat u ons voetstappe rig, selfs deur ons moeilike storms, ons swak plekke, maar dat u ons bring na die plek toe, waar u perfekte wil in en deur ons lewe kan manifesteer. En ons wil vra, Here, laat u koninkryk waaragtig deur ons elkeen kom, in die naam van Jesus Christus, ons Heer en Meester. Wie is soos ons God? Amen.